Ons lees Micha hoofstuk 6 van vers 1 af. Hoor wat die Here sê, maak klaar, roep die berge as getuie, laat die heuwels hoor wat jy te sê het. Berge, vaste fondamente van die aarde, julle moet luister na die saak wat die Here het. Die Here het 'n saak teen sy volk, hy het Israel aangekla. My volk, wat het ek jou aangedoen? Hoe het ek jou moeg gemaak? Antwoord my. Nou hoor wat sê God, wat het hy vir sy volk gedoen? Ek het jou uit Egipte gebring. Ek het jou uit die plek van slawerny gered. Ek het vir Moses gestuur om jou te lei, ook vir Aaron en Miriam. My volk, dink aan die planne van koning Balak van Moab en van Biljam, seun van Beor. En wat die seun van Beor hom geantwoord het. Dink aan alles tussen Sitim en Gilgal en weet dat die Here julle die oorwinning laat behaal het. Wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan, as ek voor die hoë God gaan kniel? Moet ek met offers na hom toe gaan met jaar oud kalwers? Sal die Here duisende ramme aanvaar saam met 10.000 offers van olie? Moet ek my eersgeborene offer vir my sonde, hom wat uit my liggaam kom vir my oortredinge? Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Dit is die woord van die lewende God. Laat ons dit hoor en laat ons hierop sal agslaan. Die profeet Micha. Nou ons het na Amos gekyk en ons het daar gesien dat as ons na die klein profete gaan kyk, is daar baie keer dit klink soos 'n oordeel wat God bring oor sy volk. Laat God sy volk oordeel en sê, maar ek is klaar met julle. Ek gaan julle straf, ek gaan julle uitsorteer. Ek was my hande in onskuld en God spreek nie heeltyd in oordeel nie. En dit is belangrik vir ons om dit te besef, want ons dink baie keer, maar as ek iets lees, dan is dit die oordeel wat God oor my stel. 'n Oordeel wat hy oor my uitspreek, maar God spreek in liefde. Hoor dit, God spreek met sy volk in liefde. Soos hy deur die profete gepraat het, was dit in liefde dat hy gepraat het. Dit was 'n oproep. Dit was nie hierdie oordeel, ek is klaar met jou nie. Hy sê elke keer vir sy volk, maar kom terug na my toe. En so praat God ook met ons en roep hy ons voortdurend terug. En so kom Micha en hy kom praat met die volk. Hy profeteer. Nou profeteer is om te sê, so sê die Here. Dis nie om allerhande vreemde goed wat in die toekoms gaan gebeur, vir die mense te sê, julle moet oppas, dit gaan gebeur. Dit is te sê, maar hoor, wat is God se hart vir jou? Wat is sy begeerte vir jou? Daar was toekomstige handelinge wat gaan gebeur, as die volk nie geluister het, maar voortdurend het God in liefde sy volk opgeroep. En Micha kom hier so en hy wys na God se handelinge. Hy sê, ek het julle uit Egipte uitgebring, uit die plek van slawerny, ek het vir julle 'n leier gegee. Dink toe Balak julle wou laat besweer het deur Biljam, toe was ek daar, ek het vir julle oorwinning gegee, ek was julle God. En Micha vat die volk terug en sê, dink bietjie terug aan die verlede. Moenie nou na die Here kyk nie, dink terug aan die verlede. Wat het God vir julle as volk gedoen? Hoe het hy met julle gepraat? Hoe het hy vir julle gewys, hy is die Almagtige? Ek het julle uit Egipte gebring. Dit was 'n ongelooflike storie om hulle uit Egipte uit te bring. 3 miljoen. Dit is omtrent hoe groot die volk was. Hulle was slawe. God het hulle losgemaak uit Egipte. Die Egiptenaars het gesê, trek, hier is al ons goed, ons gee vir julle goud, silwer, diere, alles, trek net. En hulle het getrek.
En toe kom hulle by die see, hier kom die Egiptenare, daar is die see, en God maak die see voor hulle oop. So voortdurend was God besig met sy volk, en hier roep hy hulle nou op, maar gaan kyk weer, wat het ek vir julle gedoen? En dit gaan oor die reaksie wat in my hart moet wees. Kyk wat het die Here gedoen. Wat is my reaksie? Kan ek aan hom glo? Kan ek aan hom vashou? Kan ek hom vertrou? Hoe jou lewe ook vir jou voorlê, ons weet nie. Maar kan ek hierdie lewe ingaan saam met die lewende God? As ons bietjie moet terugkyk, ons het vandag gekyk na die doop. Ons dink terug aan 'n belofte wat God, 'n verbond wat God met Abraham gesluit het. 'n Verbond wat ons insluit. Duisende jare terug het God dit aan Abraham bevestig en hier is ons vandag en ons glo dit. Oor duisende jare het God se woord gestaan. Dit het nie verval nie, dit het nie opgehou nie. Hy het nie sy gedagtes verander nie. Dit staan vas. As ons Paasfees vier, elke jaar, waaraan dink ons? Ons dink aan Jesus wat na hierdie aarde toe gekom het, die seun van God, wat na hierdie aarde toe gekom het, wat gesterf het aan 'n kruis. As ons nagmaal vier, dan dink ons terug. As ons die brood breek, die liggaam van Christus, wat hy vir ons gegee het. As ons die wyn drink, die bloed wat gevloei het vir ons vergifnis, ons dink terug. En dit het 'n impak op ons vandag. Maar ook ons persoonlike lewe, die pad wat God al met jou gestap het. Jy het gebid, God het geantwoord. Jy was siek, God het jou genees. Jy het nie geweet links of regs nie, God wys die pad. So kan ons aangaan. God handel met ons in ons lewens, in ons verlede. En hier kom Micha en hy roep die volk op en sê maar, kyk wat het God gedoen. Kyk, wie is God? Besef vandag, wie is God? Hy is die God wat besig was met julle, wat nog steeds besig is met julle, wat julle nie afgeskryf het nie, maar wat julle oproep. En dan bring hy hulle by hierdie groot vraag. Wat gaan jy daaromtrent doen? En ons word daarbey ingesluit. As ons begin dink aan wie God is, wat hy gedoen het, sy grootheid, sy mag, sy majesteit, wat is jou reaksie teenoor God? Hy vra hier in vers 6, wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan, as ek voor die hoë God gaan kniel? Hoe reageer ek teenoor God? Onthou, hulle het tempel toe gegaan, hulle het offerhande saamgevat, hulle het die offer gebring, hulle het daar die Here aanbid, hulle het voor hom gekniel, en hulle het gesê, Here, vergewe ons. Wat doen jy in reaksie teenoor wat God doen? Die doop, die belofte, die verbond, Paasfees, Kersfees, Jesus wat na die aarde toe gekom het. As ons nagmaal vier, God se handeling in jou gesin, God wat persoonlik by jou betrokke is, wat is jou reaksie teenoor die lewende Here? Wat sal ek saamvat? Wat gaan jy voor God bring? En dan sê hulle in vers 7, sal die Here duisende ramme aanvaar saam met 10.000 offers van olie? Moet ek my eersgeborene offer vir my sonde, hom wat uit my liggaam gekom het vir my oortredinge? Hulle sê, ons bring offers vir die Here. Ons bring offers vir die Here en dit moet ons genoeg wees. Is jy tevrede met 'n uiterlike handeling teenoor die Here, om vanmôre hier by mekaar te wees? Is dit genoeg vir jou? Is dit genoeg vir jou om te reageer teenoor wat die lewende God vir jou beteken, wat hy vir jou doen, wat hy vir jou gedoen het? Ons het in die begin gepraat van 'n ritueel. Is dit net 'n ritueel? Dit kan nie net 'n ritueel wees nie. Hulle sê, hulle bring hulle offers, maar hulle vat dit nog verder. Hulle sê, sal ek selfs my eersgeborene moet gee? Hulle bring 'n afgodsdiens by. En sê, maar gaan ek so die Here tevrede kan stel? Wat bring ons voor God?
Wat is ons bereid om te gee vir die Here? Wat vra God vandag van ons? Omdat hy ons Here is, omdat hy alles vir ons gedoen het aan die kruis, omdat hy alles in plek geplaas het, sodat ons aan hom kan behoort, dat ons 'n ewige lewe kan hê, wat vra hy van ons? Offers? Rituele? Micha 6 vers 8. God het ons al vertel hoe hy wil hê ons moet lewe. Is dit die vers? Kom na die tyd, dan kry ek die sjokolade. Het ek iemand daarbo gemis? Sy is wakker. Wat doen ons? Wat moet ons doen? God het ons al vertel hoe hy wil hê ons moet lewe en wat ons moet doen. Hier kom dit nou. En gaan meet jouself nou aan dit wat die lewende Here sê. Ons reaksie. Doen altyd wat reg is. Doen altyd wat reg is. Veral teenoor mense. Moenie dink maar, niemand sien my nie, so ek kan hier so optree, maar as iemand daar is, dan tree ek so op. Doen altyd wat reg is, veral teenoor ander mense. Die vertaling sê vir ons, hy vra dat jy reg sal laat geskied, dat jy altyd in geregtigheid sal optree, dat jy teen alle mense altyd regverdig sal optree. Doen altyd wat reg is, veral teenoor ander mense. Die tweede een, gee altyd om vir ander mense in liefde en wees lojaal in jou liefde. Dat jy liefde en trou sal bewys. Dis wat die Bybel sê, gee altyd vir ander mense om, wees lief. Hoe reageer ek teenoor God? Hoe reageer ek teenoor alles wat hy vir my gedoen het? Ek het my naaste lief. Om jou naaste lief te hê is nie 'n ritueel nie, dis 'n handeling. Al 3 hierdie punte is handelinge wat God van ons vra. Dis nie 'n gedagte nie, dis nie 'n ritueel nie. Dis uit my hart uit. Ek doen wat reg is teenoor ander mense. Ek het ander mense lief. Ek gee om vir hulle. En dan die derde een. En moenie jouself te ernstig opneem nie. Moenie te veel van jouself dink nie. Wees nederig. Wees nederig voor God. En dien hom. Dit gaan alles oor God. Dit gaan nie oor ons nie. Ons is nie belangrik in hierdie prentjie nie. Ons is belangrik voor God, ja. Maar in my diens aan hom, gaan dit nie oor my nie. Daarom as ek my iets vra wat moeilik is, wat ek weet nie of ek dit sal kan doen nie, dan kan ek dit gaan doen, want dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor hom, dit gaan oor sy naam, dit gaan oor sy eer. En dit is wat God ons mee uitdaag. Sien jy kans hiervoor? Sien jy kans om so te gaan leef? God vra hierdie goed van die volk, want hulle was verval in afgoderry. Gaan lees bietjie verder in Micha 6, ek lees net vers 10. Goddelose plek, moet ek die verkeerde maatlyn bly verdra? Ons het laasweek gepraat oor die maatlyn, en hier verwys hy weer na die maatlyn. Moet ek aanvaar, God sê vir sy volk, moet ek aanvaar dat julle optree soos die wêreld? Of is julle anders? Hy sê, dit is wat ek van julle vra, daai 3 punte, maar kyk hoe lewe julle. As ons gaan kyk na hoofstuk 7, dis gaan lees hom, dis 'n moeilike hoofstuk, om te sien wat het die volk gedoen. Korrupsie, gierigheid, geen geregtigheid in die samelewing, niks. Dit het gegaan oor hulle en hulle self, en die gevolg, die samelewing was besig om te verbrokkel, gesinne was besig om te verbrokkel, pa teen seun, moeder teen dogter, dit was 'n slegte tyd. Want daai 3 punte is nie nagekom nie. En daarom hierdie uitdaging aan ons, wat doen ons? As ons na ons wêreld kyk, ons wêreld is nie perfek nie. Hier is soveel uitdagings, wat doen ons? Raak kwaad, staan op, begin by daai 3 punte, dis wat God van ons vra. Maar hoekom vra God juist daai 3 punte? En hoekom vra God dit van ons? Dat iets gebeur,
in die begin sê julle, ja, dit is die onthou vers vir volgende keer, hierdie vers. Micha 6 vers 8. Skryf neer, onthou. Micha 6 vers 8. Die onthou vers vir volgende week. Wanneer volgende week is, oor 3 weke. Ek het 3 weke om hierdie vers te leer. Micha 6 vers 8. Die onthou vers. In Micha 5 vers 1, en ek dink ons ken almal hierdie vers. Maar jy, Bethlehem Efrata, jy is klein onder die families in Juda, maar uit jou sal daar iemand kom wat aan my behoort, en hy sal in Israel regeer. Sy begin lê ver terug in die gryse verlede. Altyd met Kersfees, dis hoe dit 'n Kersfees prentjie is. Verwys ons terug na Micha 5 vers 1. Toe die sterrekykers kom en hulle vra vir die koning, en hy vra toe vir die kerkmense, waar word die Messias gebore? Toe sê hulle, Micha 5 vers 1, in Bethlehem. En dit is wat God in hierdie wêreld inbring. En dit is die oortuiging wat hy vir elkeen van ons bring. Ons kan so lewe volgens sy standaard. Want Christus is gebore. Hy het die mag van die sonde gebreek. Sonde het nie meer 'n houvas op jou nie. Die wêreld het nie 'n houvas op jou nie. Jy kan voluit lewe vir God. Wat vra God van jou? Hy vra jou hart en jou lewe. Deur Christus. Dis nie van, dis nie hierdie ritueel wat ek moet nakom nie. Ek moet net dit en dit doen, dan gaan die Here tevrede wees. Hy is nie tevrede met net dit en dit nie. Duisende kalwers, hy sê, ek soek jou hart en ek soek jou lewe. En as ons in hierdie wêreld vir ons wil verander, dis hoe ons moet leef. Daai 3 punte. God is nie onregverdig om dit van ons te verwag nie. Jy voel miskien volgende, nee, hy vra te veel. Nee, wat vra hy? Hy sê, deur Jesus se dood is alles in plek. Deur Jesus se dood behoort ons aan hom, en omdat ons aan hom behoort, gee hy vir ons die Heilige Gees, en omdat ons die Heilige Gees het, daarom kan ons lewe. Nou moet ons gaan lewe in hierdie wêreld, met hierdie opdrag. Kyk wat het Christus vir ons gedoen, kyk wat het God vir ons gedoen. Mens, die Here het aan jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, en dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. En dis ons oproep. Nie een van ons kan met 'n verskoning wegkom nie. As jy vanmôre bely, Jesus is my Here, dan is dit jou oproep. Kom ons gaan lewe so. Ons gaan verander ons samelewing. Ons verander die wêreld. Want dit is wat God sê. En as ons doen wat God sê, deur die eeue heen, dan sal ons sien wat die lewende God vir en deur ons doen. Gaan vra dat die Here jou sal toerus daarvoor. Gaan vra dit nou. Maak hy ooreenkoms met hom, Here, dis hoe ek gaan leef. Here, dit is wat ek gaan doen. Maak my vry van my sonde. Geef my die Heilige Gees, maak my vol met die Gees, sodat ek so kan gaan lewe. Want Here, dit is wat U van my vra. My God. Amen. Kom ons bid saam.